Interessante nuus wat ek gekry het, nuus wat jy nie op 'n ander plek gaan kry, en ek twyfel of jy dit gaan sien in mainstream media, aardskuddende nuus. Die International Criminal Court, die ICC, het 'n ruling uitgebring waar volgens hulle gesê het, die Joodse staat, die staat Israel, daai staat daarbo wat homself Israel noem, wat nie Israel is nie, ek noem hulle sommer die Joodse staat, daardie staat is 'n onwettige staat, is 'n illegal occupation, en moet so gou as moontlik opgeskort word. Nou ek wil vir julle sê, dis 70 jaar te laat. Reg. Die Joodse staat het homself opgebou deur middel van land grabs, letterlik die diefstal van FSA belastingbetaler geld oor dekades. En dan praat ek nou nie eers van kernkraggeheime en natuurlik die aanhoudende invoer van Amerikaanse wapens om die Joodse staat staande te hou nie. Reg. Die Jode leef so lekker in die Joodse staat. Die universiteit is gratis, medies is min of meer gratis en so aan, as gevolg van die Amerikaanse belastingbetaler wat hulle biljoene dollars per jaar gee om aan die gang te bly. Naast die feit dat hulle geweldig baie wapens gee om onwettige volksmoord en is 'n oorlog wat hulle voer teen die Palestynë wat die wettige inwoners is van die land. Ag, en nou moet nou nie vir my kom vertel, die Jode is nou die Israel van die Bybel nie, want hulle is nie. As jy 'n bietjie navorsing gaan doen, dan kom jy agter, Netanyahu het eintlik 'n Poolse van, hy het sy van verander, sodat hy nou bietjie meer Joods klink. Jy weet, bietjie meer klink asof hy dalk Hebreëse voorsaat het, omtrent die hele Joodse parlement, die Knesset lyk so. Daar's genoeg navorsing wat jy kan gaan oplees oor dit. Reg, maar die situasie is nou te laat. So, in die laaste 70 jaar is daar aanhoudende oorloë gevoer, daar's grond gevat, water is gevat, die Joodse staat het homself opgebou, militêr baie sterk gemaak, hulle ten minste 19 of 20 kernkragplofkoppe. Hulle is trigger happy, menende, hulle gaan absoluut van 'n standpunt af uit, dat indien hulle die Joodse staat in gevaar is, menende, hulle kan nie oorleef nie, dan gaan hulle die Samson option toepas, waar volgens hulle dan die res van die wêreld kan bom, met kernkrag, missiele, bomme. Die idee is, as hulle nie kan bestaan nie, kan niemand anders bestaan nie. So, hoe hulle enigstens by hierdie, dit is 'n resultaat op papier, maar of dit enigstens kan uitgevoer word, hoe gaan jy dit uitvoer? So, ek wil amper sê, it's too little too late. Ons gaan sien dat die Joodse staat in hierdie tyd, hulle land grab gaan voorsit, hulle wil die Sinaï woestyn hê, hulle wil Egipte vat tot en met die Suezkanaal, hulle is openlik daaroor, jy kan dit net gaan oplees soos oor die Greater Israel Plan, hulle wil Jordanië vat, 'n groot deel van Saudi-Arabië, groot deel van Sirië, groot deel van Irak, nou ja, Libanon, so aan. So ja, hulle wil graag die volgende superpower van die wêreld wees. En om dit te doen moet jy natuurlik die VSA en Rusland in direkte oorlog met mekaar sit, sodat hulle self en Europa totaal kan uitwis met kernkrag plofkoppe. En dit is die Joodse plan op die tafel. So, en dit is, ons noem dit die derde wêreldoorlog. Maar, die skrif is baie profeties oor hierdie tyd. En die skrif verduidelik vir ons dat in hierdie tyd sal die hoer op die dier met vuur verbrand word. Deur 10 koninkryke wat teen haar sal opstaan. Nou wie is die hoer op die dier? Nou, dit is die Joodse staat. En dit staan in Openbaring 11, jy kan dit lees daar. Die 2 getuies, wat nie mense is nie, ek meen, daar's mense wat dink die 2 getuies is mense, is nie mense nie. Maar die 2 getuies sal lê op die strate van die groot stad,
wat genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here Jesus gekruisig is. Gaan lees hom, ek het hom nou vir jou verbaal aangehaal, daar uit Openbaring 11, waar is die stad waar ons Here Jesus gekruisig is? Dis die stad daarbo, daai Midde-Oosterse stad, wat hulle vandag Jerusalem noem, nou? Maar wat noem die Bybel daai stad? Die Bybel noem daai stad Sodom en Gomorra en Egipte. Hoekom Sodom? Want is die hoerhoofstad van die wêreld. Al die nasies in die wêreld is onder beheer van die Joodse geldmag. Die vrou ry die dier wydsbeen ou maat. Dit staan daar. Gaan lees dit. Hoekom word hy ook Egipte genoem? Want dit is die staat wat die wêreld in slawerny hou. So ja, en die Jode is openlik daaroor, hulle sê, hulle gebruik Islam as hulle besem om blanke lande skoon te vee, wat hulle baie hoog suksesvol gedoen het. En steeds kry jy mense wat glad nie vir hulle self kan dink nie, en agter die valse herders en predikers aanloop, en vir jou vertel die Joodse staat is nou die Israel van die Ou Testament. Daai mense lees nie hulle Bybels nie. Hulle glo wat die predikant vir hulle sê. Israel van die Ou Testament was toe 'n blanke volk en is steeds 'n blanke volk. Israel van die Ou Testament het baie blanke nasies geword en konings het uit hulle voortgekom. En hulle is die blanke westerse lande. En daar is 'n duidelike oorlog tussen die Jode en Islam teen die blanke nasies van die wêreld. Hoekom? Want in Genesis 3 vers 15 sê dit, dat daar 'n oorlog, 'n vyandskap is tussen die sataniese saadlyn en tussen die saadlyn van God. Dit is hoekom daar 'n oorlog is, dit is hoekom daar altyd 'n oorlog is, dit is hoekom die Rainbow Nations nie werk nie. Dit loop elke keer uit op 'n slagting van blankes. En ons sal dit sien in die binnekort, hier in Suid-Afrika, ons begin dit al sien in Europa, dis alles goed, wat baie duidelik geprofeteer is deur verskillende profete. Maar nou ja, dit is so, mense leer net deur geweldige trauma en ontbering, is hulle geneig om hulle beginsels, hulle geloof, hulle siening van die wêreld te verander. Dit is hoekom God 'n volk gevat het uit Egipte en hulle 40 jaar in die woestyn gelos het, sodat hulle harte en hulle gesindheid kon verander, sodat hy Egipte uit hulle kan kry. Jy sien. So ja, en dit is min of meer wat hy met ons ook gaan doen. So die trauma wat kom vir die blanke westerse nasies is massief. En dit is alles georkestreer deur die sataniese saadlyn. Want hulle plan is dat daar hierdie Joodse superpower opgerig gaan word. Maar dis nie Bybels nie, dit sal ek nooit realiseer nie. Dit het niks te doen met die herstel van Israel nie. Die Joodse staat sal brand, die Midde-Ooste sal brand, hy sal in 'n kwessie van 'n uur berge word, al sy oliebronne sal ontplof, en die rook van sy verbranding sal opgaan tot in der ewigheid. Dit staan daar. Strome van pik sal daar loop. Jy gaan nie sukkel eers om die olie uit die grond uit te kry nie. Jy kan dit optel met 'n emmer. Dis wat daar gaan gebeur. Maar nou ja, mense wil my nie glo nie, so dan moet ons nou maar, ons moet dit ervaar en ons moet dit sien op TV voordat ons by 'n punt gaan kom dat ons miskien die insig gaan toon oor wat besig is om met ons te gebeur. Waarheen is ons op pad? Wat is die plan op die tafel en wat is die uiteinde van al hierdie dinge? Baie interessant. This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation
not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or sorely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades. This ruling is a vindication of their steadfastness and perseverance. This right must no longer be denied or deferred. The court made clear that the Palestinian people are the only sovereign in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that the international community is under an obligation not just to reaffirm the Palestinian people's right to self-determination, but to see to it that this right is implemented immediately. All states and the UN are now under obligation not to recognize the legality of Israel's presence in the occupied Palestinian territory